Handelinge 1 is natuurlik maar die hoofstuk oor die hemelvaart wat ver uitstaan. Kan hom maar start sien. Dis Lukas wat hier skrywe. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende die 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle nog saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne wat in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem, van die berg af wat Olyfberg genoem word, wat naby Jerusalem is Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakobus, die seun van Alfeus, Simon, die ywerhaar, en Judas, die seun van Jakobus. Hulle het almal eendragtig volhard in die gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue, en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Wat 'n wonderlike verhaal. Ekskuus, het nou iets gebeur. Is hy nou daar? Ag nee. Verskoon tog. Goed. Die hemelvaart. Mens kan vandag oor niks anders praat nie, as hierdie wonderlike geleentheid. Nou ja, mag die Here ook dit wat buitekant toe gaan aan mense toon. Hierdie is 'n wonderlike geleentheid, is 'n moeilike boodskap om oor te praat, want mens kan eintlik nie veel hieroor sê, behalwe wat die Heilige Gees jou lei om te sê. So ek gaan so 'n bietjie praat in die eerste plek voor die hemelvaart. Wat gebeur het voor die hemelvaart? Nou, ek kan nie tot in die ewigheid teruggaan vir biljoene eeue nie. Ons gaan net so rukkie teruggaan, anders gaan ons verdwaal raak. Voor die hemelvaart was daar biljoene der biljoene eeue en millennia's, die ewigheid lê daai kant. Maar hier op die aarde het Jesus geen neerlaag gelei, terwyl hy was nie. Hy het gekom, en hy het alles gedoen wat hy bepaal het om te doen, wat die Vader vir hom gesê het om te doen. Sy geboorte, sy jeug, sy versoeking, sy stryd met sy vyande, sy kruisiging, sy opstanding, was alles oorwinnings. So hy het 'n hele segetog van oorwinnings geleef, totdat hy moes gaan. So, beskou hom as die grootste held wat ooit gelewe het. En dit moet vir ons almal duidelik wees. Hy is die grootste held wat ooit bestaan het en ooit kan bestaan. Daar's niemand soos Jesus nie.
Alles wat hy moes doen, het hy gedoen, en toe die tyd ryp is, toe moet hy gaan. En voordat hy gaan, sê hy vir die Vader, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Hy het alles klaar afgehandel, so. Niks hier op aarde was vir hom te groot nie, maar toe verander alles. Toe hy afgehandel het met sy hoëpriesterlik gebed in Johannes 17, en die Vader sê, ek het alles gedoen, toe begin dinge radikaal verander, na sy kruisiging. So, die hemelvaart word Jesus advokaat. Met daai geleentheid word daar advokaat vir ons gegee. Hy sê in Johannes 2 vers 1 en 2, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat hulle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak of advokaat in die Grieks, by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes. Sagaria 3 sê, toe daar 'n hofsaak in die hemel plaasvind, jy moet dit gerus gaan lees, dit is so fantasties. Daarna het hy met Josia die hoëpriester laat sien wat aangekla is, terwyl hy voor die engel van die Here staan, dis Jesus. En die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie. Hier verskyn Jesus al voor sy koms na die aarde as 'n advokaat in die hemel, waar hy hofsaake verdedig. En toe hy hier kom, toe word hy 'n advokaat. En toe hy hemel toe gaan, toe word hy advokaat vir ons vir ewig daarbo. En hy sê, ons het 'n voorspraak by die Vader. Iemand wat by die Vader staan en sê, Vader, ek staan in vir daai een wat nou geval het. Ek staan in vir daai een wat nou gesondig het. Sodra hy sy sondes bely, moet u dit vergewe. Moet u hom vryspreek asseblief. Dis hoe Jesus optree. 'n wonderlike hofsaal in die hemel. So, wat laat Jesus agter toe hy weggegaan het vir ons? Wat laat hy agter? Daar's 'n paar dinge wat belangrik is. Hy het weggegaan en hy los 'n lewe vir ons. 'n wonderlike, fantastiese, ewige lewe los hy hier. En almal kan daarby inkoop, die ewige lewe. Dis die lewe wat hy gelaat het. Hy het ons nie los hier laat rondloop en soek na iets nie. Die ewige lewe is 'n entiteit, dis 'n dimensie wat hy hier gelos het vir ons om in te kom en daardeur na hom toe terug te gaan en herstel te word en vernuwe te word. So Johannes 17 vers 2 sê, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Hy bid hier en hy sê, die ewige lewe is vir julle hier. En wie van ons sou ooit die ewige lewe kon ontvang, as Jesus nie dit vir ons gelos het nie. Hy het dit nie saamgevat nie. En daarom moes die Heilige Gees kom, nadat hy opgevaar het. Want die Heilige Gees maak die ewige lewe vir ons so maklik. So maklik, elke mens kan gered word. Daar is geen mens wat nie gered kan word nie, daar is niemand wat 'n groot sondaar is om gered te word nie. So ons moet God dank vir die ewige lewe. In Johannes 5 vers 20 sê van Jesus, hy is die waaragtige God en hy is die ewige lewe. Daarom het hy in Johannes 16 gesê, 'n klein tydjie, en julle sien my nie meer nie, 'n klein tydjie julle sal my weer sien. So uiteindelik in 'n sin teruggekom as die ewige lewe, en ons kan hom nou hier ontmoet. Elke mens het die voorreg, as hy wil, om Jesus hier persoonlik te ontmoet. So as die hemelvaart het hom nie van ons totaal geskei nie, hy het net 'n ander dimensie betree en teruggekom deur sy Gees en as persoon. Jy moet Johannes 14 mooi bestudeer. Jesus sê daar, as iemand my liefhet en my gebooie onderhou, sal ek en die Vader by hom of haar kom woning maak. Die vraag is net, woon hy in jou huis? Of is hy vir jou daar ver? Ons het Sondag daaroor gepreek. Hy is die gans andere sê party. Onse Vader wat in die hemel is.
En ons moet bid, Onse Vader wat in die heelal is. Hy is oral en hy is hier. Jesus is saam hier, as jy hom gehoorsaam het en lief is vir hom. Hy laat 'n onoorwinnelike koninkryk agter. Ons het ook Sondag daaroor 'n bietjie gepraat, maar hy het die koninkryk hier kom vestig en toe hy klaar is, toe laat hy 'n volmaakte koninkryk agter wat geen behoeftes het nie. So Matteus 16 vers 18 sê, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die gemeente van Christus is die kern van die koninkryk van Christus op aarde. Die kinders van God is die inwoners van sy koninkryk hier op aarde. En as jy gered is jy nou in die koninkryk van Christus, wat hy vir ons agtergelaat het. Maar is jammer dat so min mense die koninkryk geniet en in die koninkryk betrokke raak. Baie min kinders van God raak betrokke in die koninkryk. Ons weet maar net daarvan, en dan praat ons as Onse Vader verkeerlik vertaal is, laat die koninkryk kom. Jesus was klaar hier met die koninkryk toe hy daai gebed gegee het, ek het dit Sondag vir verduidelik. Maar dit daar gelaat. Hy laat vir ons 'n koninkryk agter. En die gemeente is die kern van sy koninkryk. En hy sê, die poorte van die doderyk sal hierdie gemeente nie oorwin nie. Tot vandag toe kan hulle nie. Satan het alles probeer. Alles. Dit kan nie slaag nie. En as daar net 10 mense in die koninkryk van Jesus agterbly, dan bly sy koninkryk 'n onoorwinnelike koninkryk, verskoon. So, hy laat 11 opgeleide soldate as getuies agter wat die dood nie vrees nie. Jesus het hierdie 11 toegerus. Hy het hulle toegerus, soos niemand anders toegerus kon word nie. Johannes 20 sê, Jesus het weer vir hulle vrede vir julle, dis na hy opgestaan het. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En hier kom iets in hierdie mense wat hulle nie kon verstaan nie. En op Pinksterdag het daar groter dinge gebeur. Maar met die hemelvaart alreeds het hulle geproe, hoe voel dit om 'n soldaat te wees waarvan die generaal op die troon van die hemel sit. Dit is so wonderlik om te weet, daar is iemand groter as enige mag op die aarde of in die hemel. Ons hemelse generaal, Jesus Christus. En hy het hierdie ouens toegerus, hierdie 11 disippels van hom as soldate. Hy het hulle toegerus as soldate, en dit is wat die kerk van ons tyd so grootliks mis. Daar's toeskouers, en daar's kerkgangers, en daar's kinders van God, maar daar's weinig soldate. Dis asof die duiwel hierdie dimensie vir die kerk toegemaak het, en hy het dit gedoen. Die kerk stel nie belang in oorlog nie. Hulle soek vrede. Terwyl Jesus gesê het, ek het nie gekom om vrede te bring, maar die swaard. En ons elkeen moet 'n swaard hê. As die Here my lei, soos hy laasnag begin het, sal ek Sondag met u praat oor hierdie dinge op 'n diep vlak. Maar in Handelinge 1 vers 8 sê hy te vir hulle, moenie julle bekommer oor die koninkryke van die wêreld en oor wanneer gaan Jesus weer op sy troon kom sit op die aarde nie, dis wat hulle gehad het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Wat beteken dit? Dat ons daarby ingesluit is. Hulle kon nie na die uiterste van die aarde gaan nie. Hulle het net die destyds bewoonde wêreld het hulle bedien, en daar moes dit ophou, en dit moes op ons afkom. So hy laat 11 opgeleide soldate om te veg. En hoe het hulle nie geveg nie? Hulle het die wêreld oorwin. Kolossense sê 2 keer, dat die evangelie is aan die ganse mensdom onder die hemel verkondig. Dit beteken die bewoonde wêreld, die bekende wêreld van daardie tyd, die evangelie is aan almal verkondig. Paulus het gereis van hier tot daar, Spanje, Asië, Europa, orals, en die ander ook. Goed, nou sê ons, hy laat vir ons soldate agter as getuies. Hy laat getuies agter en soldate.
En hy laat vir jou en my agter. Dis hoekom ons hier is. Ons hemelvaart, wegraping kon plaasgevind toe ons gered geword en kon God ons een vir een opgevat het hemel toe. Maar wat sal ons daar gaan maak? Sonder iets, ons sal met leë hande daar aangekom het, sou sinloos gewees het. Maar hy laat ons hier agter vir 'n tyd, sodat ons kan voortsit waar die apostels en hy begin het hier op die aarde, 'n vuur wat brand, tot vandag toe, 2000 jaar later, brand die vlam van die evangelie nog sterk. Prys die Here daarvoor. So ons is hier om sy werk voort te sit totdat hy weer kom. En sy laaste opdrag het hy nie net aan die disippels gegee nie. Dis 'n sendingopdrag, Matteus 28 vers 18, hy sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Wat beteken dit om disippels te maak? 'n Disipel van Jesus word onmiddellik 'n disipelmaker. As jy aangemeld het as 'n disipel, moet jy disipels maak. Jesus het vir hierdie mense gesê, gaan heen, maak disipels. Maar ongelukkig stop dit baie keer daar. Ek wil voorgee ek is 'n disipel van die Here, want ek doen dit en ek doen dat en ek glo dit en ek glo dat. Maar dan maak jy die deur toe vir die Heilige Gees, terwyl hy gesê het ons moet disipels gaan maak. En hulle gaan weer ander disipels moet maak. Dis ons roeping. Jy kan nie net sit en kyk hoe die tyd verbygaan nie. Ons moet besig wees totdat hy kom. Dis ons opdrag. Dis 'n sendingopdrag. En die kerk moet 'n sendingkerk wees. En ek praat nie van ek moet nou oor see hardloop en daar gaan karring nie. As jy by jou voordeur of agter die uitloop, loop jy in die sendingveld uit. Die oomblik as jy by daardie deur vanmôre uitloop, loop jy in die sendingveld in. Maar kyk jy rond, steek jou hand uit na mense wat God nodig het. Is jy 'n disipelmaker? So nou kom ons by die vraag, wat het Jesus gaan doen in die hemel? Wat maak hy daarbo? Die eerste ding is, hy het gaan bou. Hy het bouwerk gaan doen. Wonderlik. Hy sê in Johannes 14, ek gaan om vir julle plek te berei. Ek weet nie hoe lyk my huisie nie. Ek weet nie hoe lyk jou huisie nie, maar hy sê in die huis van my Vader is daar baie plek, baie wonings. En as ek vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle huis toe vat. Ons gaan huis toe, na 'n plek wat hy gaan berei het. Dis net jammer dat ons nie altyd doen wat hy gesê het wat ons diskant moet doen nie. Hy gaan ons nie teleurstel nie. Stel ons hom teleur hier diskant, terwyl hy sy hoop op ons is om die getal siele vol te maak vir die hemel, om 'n getuie te wees vir hom. 1 Korintiërs 2 sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. God berei dinge. Ek dink daar's baie vlakke in die hemel. Dis ook bewys in die Bybel. Daar's vlakke in die hemel, net soos in die hel ook. En daar's sekere mense wat in 'n baie hoë vlak gaan loop en lewe. Soos Daniël 12 vir ons sê, die wat baie tot regverdigheid lei sal skitter soos die sterre aan die uitspansel vir ewig en altoos. Dis hulle wat gaan skitter soos sterre. Die wat mense tot regverdigheid lei. So, as jy 'n ster wil wees, ons dink baie aan hierdie mense op die aarde, hulle is filmsterre, maar eintlik is hulle demone. In wese is almal demone, besete. Maar daarbo wil God sterre hê, en hy sê hulle sal vir ewig en altyd skitter aan die glans van die uitspansel. Wil jy daar wees om dit te wees? So, Jesus is besig om te bou, en ons moet besig wees om te bou,
Ons moet vir ons 'n toekoms bou met die siele wat ons aan hom moet voorhou en met die vrug van die Gees wat ons uitdra. Dit gaan ons lewens radikaal verander. Hy het gegaan om te bou, maar verder het hy gegaan om te veg. Ek het nog nooit gehoor iemand praat hiervan, dat Jesus gegaan het om te veg nie. Daar is nog 'n hele paar oorloë waarin hy betrokke is vir lank en nog vir lank gaan wees. En hy is nou daarmee besig, hy veg. Vanuit die hemel veg hy in sy almag op hierdie stadium. Hy is nie meer hier waar hulle hom kort met klippe wou doodgooi en wou stenig en gekruisig het nie. Hebreërs 10 sê vir ons, hy het vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Wat doen jy met vyande? Jy veg teen hulle, jy onderwerp hulle en hy sê sy vyande moet almal nog onder sy voete kom. En dis waarmee hy nou besig is. Hy sit nie daar en lyk maar net mooi nie, met respek gesê. Jesus veg en ons nog steeds vir jou en my. In 1 Korintiërs 15 sê hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Hy is besig met 'n gevegsstryd van die dag dat hy vertrek het totdat hy weer gaan kom. Hy sê, en die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Die dood gaan nie nou net sommer omdraai en weghardloop nie. Jesus moet dit vernietig. Hy moet dit aanspreek, hy moet dit beveg. So die dood sê, jou tyd is klaar. Ek vernietig jou nou vir ewig en ewig. Daar sal nie meer dood wees nie. So, wat moet ons doen? Terwyl hy veg, moet ons veg. Daarom moet ons in geestelike oorlogvoering betrokke wees. Die jammerlikste verlies en neerlag van die kerk is weer dit. Niemand is betrokke daarbij nie. Jesus veg, maar ons sit. Ek praat met jou en ek praat met die ander. So, ek is nou klaar. Jesus het gaan bou en hy het gaan veg en dan gaan hy vir ewig heers met die scepter van geregtigheid en vrede met sy wederkoms. Hebreërs 1 vers 8 sê, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. Met die laaste oorlog gaan hy sy scepter van yster oor die aarde swaai, soos Openbaring sê. En hy gaan die nasies plat slaan. En hy gaan die duiwel vang en hom in die hel werp. Of wees in die doderyk vir 1000 jaar by put. Die antichrist en die valse profeet gaan in die hel gewerp word dadelik. 1000 jaar later gaan die duiwel aangegooi word. Kan jy sien die stryd waarmee Jesus besig is? Hy is op 'n segetog steeds. Sy werk is nie klaar nie. Totdat die 1000 jaar voleindig is, dan is sy werk eers klaar. Maar ons sit nou hier vanmôre om sy weggaan te vier en te herdenk. Gaan dit vir ons in die toekoms meer beteken? Gaan ons meer fokus op hom, waarmee hy besig is? Gaan ons meer fokus op ons, waarmee ons moet besig wees? Hoe veg ons? Met die wapenrusting van God aan. En die hoofstryd veg ons in gebed. Ons moet bid. God soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid, sê Jesus. En dis wat ons nodig het in ons gemeente. Dis wat die wêreld nodig het, dis wat Suid-Afrika nodig het. As hier genoeg soldate was en genoeg bidders in Suid-Afrika, sou jy dit nie so gelyk het nie. Dit sou nie vandag so gelyk het soos dit nou lyk nie. Dis die kerk se skuld dat dit lyk soos dit lyk vandag. Hulle kan my maar kruisig daarvoor. Dis die kerk se skuld. Mag die Here ons wakker maak. Die wat hier aan luister, waar het ook al mag wees. Om op te staan en vir die laaste oomblikke ons wapenrusting aan te trek, ons roeping as disippels te vervul, om disippels te maak van mense oral waar ons kom. En as jy nie weet hoe nie,
dan kan ons jou leer hoe. As jy miskien 'n disipelskap kursus aanbied. Kom ons praat daaroor. Amen. Vader, U is so wonderlik. Ons dank U vir die seun wat U gestuur het vir 33 jaar, wat in ons tyd 33 jaar is. Want nou weet ons dat die woord van God sê, vir hom wie God is een dag soos 1000 jaar. Vir Jesus was elke dag hier op aarde, buitekant die dimensie van die hemel, soos 1000 jaar. Dis hoe dit werk. En ek glo dis hoe dit vir hom ook gewerk het, daarom kon hy so baie bereik het hier op die aarde. Vir U, Here, ons aanbid U daarvoor, ons aanbid U dat U gegaan het om vir ons plek te berei, en om die stryd voor te sit, om vir ons 'n beter plek te berei. Ons lees daar in Hebreërs 11, dat daar sekere mense was, van die geloofshelde, wat nie wou vryheid aanvaar nie, want hulle wou 'n beter opstanding verkry. Hulle fokus was reg. Hulle wou die beste wees en die beste gee, as ons voor U verskyn. Help ons om dit ook te doen asseblief, en seën ons verder. Ek dank U vir hierdie getroue mense hier vandag, wat hierdie wonderlike dag kom herdenk. Seën vir hulle daarvoor asseblief. Amen.